Die 2026 akademiese jaar begin volstoom en verskeie toegangsroetes in die nasionale Kreerwiltuin is gesluit weens oorstromings. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Die binnelandse skole het amptelik hulle hekke oopgesluit vir die 2026 akademiese jaar. Sowat 175.000 graad 1 het vanoggend hulle skoolloopbane met groot oë, groot glimlagte en hier en daar 'n traan begin. Die grootste uitdaging is die 4.800 graad 1s en graad 8s wat nie in Gautengse skole geplaas is nie en tydelike plasings gekry het. Die provinsie se LER vir basiese onderwys, Patomme Shiloane, het gesê indien die leerlinge nie binne 10 dae geplaas word nie, sal hulle in tydelike skole geplaas word. Hy het gesê skole moet in hoë druk omgewings geskep word omdat die stelsel in mekaar sal tuimel indien die volle skole verder oorlaai word. Shiloane het gesê die nuwe skole wat deur die departement opgerig word, sal eers teen die einde van Januarie gereed wees. Die laerskool Skuilgrans in Pretoria Oos het vanoggend gewemel met graad 1s, party babbelbekkies en ander wat bietjie stiller was en hulle ouers natuurlik, wat die kinders vir die eerste keer by die skool gegroet het. Die stoepe is kleurvol met lekker goed temas, van roomhuise tot oliebolle en stokkie lekkers, wat versier is natuurlik wat bydra tot die opgewondenheid van hierdie kinders. En die skoolhoof Miranda Fourie sê Skuilgrans is vanjaar 51 jaar oud en hulle is slaggewend om voort te bou op hulle akademiese, kulturele en sportprestasies. Die uitdaging is dat ouers hulle leerders hier moet los en die boodskap is aan die ouers vertrou die skool wat jy kies en vertrou die onderwysers. Ons weet al wat om te doen. Natuurlik is dit baie maklik as die leerder in graad R ook was. Ons R-sentrum is net hier agter ons en dan sit sommer 'n soemlose verloop. Dan is daar nie regtig iemand nie. So hierdie jaar het ons eintlik nou net 2 gister gehad wat so 'n bietjie hartseer was en dit was nie leerders wat by ons in graad R was nie. Maar ja, ek wil net vir ouers byvoorbeeld sê, weet jy wat? Ontspan net. Raak net vir my rustig. As jy angstig is en jy's nie kalm nie, draai jy dit oor aan jou eie kind. Weet julle, dis vir hulle ongelooflik lekker. Daar's maatsie, dis pouse, dis iets heeltemal anders. Dit gaan hulle heeltemal opneem. Dit gaan so lekker vir hulle wees en moet hulle nie druk nie. Elke ding kom op sy tyd en dis mense wat dit lank genoeg doen om presies te weet wat om te doen. En die departement van landbou het 'n omvattende 10-jaar strategie bekend gestel om die verspreiding van bek- en klauseer landwyd te stuit. Die amptelike virus het reeds na 8 provinsies in die land versprei, behalwe na die Noord-Kaap, en byna 2 miljoen beeste is reeds sedert April verlede jaar ingeënt. Die nuwe strategie behels onmiddellike inentings in streke wat geraak word, wat elke 3 maande dan herhaal sal word. Die fokus is veral op voerkrale en melkerye, terwyl kommersiële en gemeenskapslike kuddes ook natuurlik 'n prioriteit gaan geniet. In dele van Mpumalanga en Limpopo, waar besmettingseter by buffelsboerderye toeneem, sal daar elke 2 jaar veldtogte van stapel gestuur moet word. Beskermingsvermoë word dan ook gevestig. En die departement van indiensneming en arbeid het werknemers gemaan om hulle indiensnemingsgelykheidverslae teen môre middag of middernag in te dien. Die sperdatum is die eerste ingevolge die gewysigde wet op gelyke indiensneming, wat vereis dat werknemers 5 jaar planne instel vir die tydperk van 1 September 2025 tot 31 Augustus 2030. Dit volg te midde van die kritiek van onder meer die Nasionale Werkersvereniging, wat die sektorale teikens in die hof betwis, omdat dit ingestel is sonder behoorlike konsultasie en tot onbillike diskriminasie kan lei. Die wet stel teikens vir 18 sektore wat verhoogde verteenwoordigheid van swart mense, vrouens en persone met gestremdhede op alle vlakke van indiensneming vereis. En swaar reënval in die noordelike provinsie het die Kreerwiltuin genoop om verskeie toegangsroetes te sluit. Sandparke raai wel besoekers aan om slegs hekke wat oop is te gebruik om frustrasie te vermy.
En reisigers in areas soos Skukuza moet die Polkrugerhek gebruik, terwyl Malelaanse hek toegang tot Bergendal bied. En Krokodilbrug en Orpen bly tans oop vir sommige kampe, terwyl die riviervlakke durendtyd gemonitor word. Die Pabeni hek kan moontlik ook binnekort gesluit word. En die Pafuri en Punda Maria hekke is en bly gesluit, en die verre noorde sal wel ook onbereikbaar bly. Verskeie binnelandse brûe en paaie insluitend die roete tussen Ondershabi en Sokwane is ook oorstroom. En dit is dit vir vandag van my Karla Burg. Ons maak môre weer so. Geseënde aand verder.